Ons is by mekaar in die naam van die Almagtige Heer, wat hemel en aarde gemaak het. Die Here Jesus het gesê, vrees hom, wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Die gemeente sing Gesang 445 in die liedboek, strofe 1, 2 en 3. Dis Ou Gesang 3, ook strofe 1, 2 en 3. Drie-enige God, ons wil U eer met smeek en dank gebede. U skenk in welbehae, Heer, van ons die volle vrede. Geen kwaad kan blywend skade doen, want ons is nou met U versoen, deur Jesus ons Here. Gesang 445 in die liedboek, strofe 1, 2 en 3. Dis Ou Gesang 3, ook strofe 1, 2 en 3. Gesang 579 in die liedboek, strofe 2 en 3. Dis Ou Gesang 28, ook strofe 2 en 3. En na die belydenis Gesang 595 in die liedboek, strofe 1 en 2. Dis Ou Gesang 170, ook strofe 1 en 2. Gemeente, waaruit ken ons sonde en ellende? Ons ken dit uit die wet van God. Luister dan met aandag na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20. So het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak, van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het.
en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy Saterdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sy land bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Aangesien ons nou weer opnuut om sonde en ellende uit die wet erken het, dat ons skuld bely in die sin van Gesang 579 in die liedboek, strofe 2 en 3, dis ou Gesang 28, ook strofe 2 en 3. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons dan 'n belydenis van ons algemene Christelike geloof doen en laat elkeen van ons in sy hart soos volg spreek. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Aangesien ons nou ons geloof bely het, laat ons die lewe aan die Here toewy. Die sing van Gesang 595 in die liedboek, strofe 1 en 2, is ou Gesang 170, ook strofe 1 en 2. Oh,
Ons skriflesing is Genesis 11 van vers 1 af en dan Openbaring 17 van vers 1 af. Genesis 11 van vers 1 af en dan Openbaring 17. Die hele wêreld het net een taal gepraat. Toe die mense ooswaarts getrek het, het hulle uitgekom by 'n vlakte in Sinar en daar gaan woon. Hulle het op 'n keer vir mekaar gesê, kom ons maak stene en ons brand hulle hart. Hulle het toe stene in plaas van klip gebruik en asfalt in plaas van klei. Toe sê hulle, kom ons bou vir ons 'n stad met 'n toring waarvan die punt tot in die hemel reik en ons maak so vir ons 'n naam. Dan sal ons nie oor die hele aarde versprei nie. Die Here het afgekom om te kyk na die stad en die toring wat die mense vir hulle gebou het. Toe sê hy, hier is hulle een volk en almal een taal. Hulle het nog maar net begin om iets te doen. Hierna sal niks wat hulle beplan vir hulle onmoontlik wees nie. Kom laat ons afgaan en verwarring bring in hulle taal, sodat die een nie die ander verstaan. Die Here het hulle toe van daar af verstrooi oor die hele aarde. Hulle het opgehou met die bou van die stad, daarom het hulle die stad Babel genoem, want daar het die Here in die taal van die aarde verwarring gebring. Van daar af het hy die mense oor die hele aarde verstrooi. En dan Openbaring 17 van vers 1 af. Toe het een van die 7 engele wat die 7 bakke het gekom en met my gepraat, kom het hy gesê, ek sal jou wys hoe die oordeel voltrek word oor die berugte sedelose vrou wat by baie waters bly en met wie die konings van die aarde onsedelik verkeer het. Die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar onsedelikheid. Ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na die woestyn toe geneem. Daar het ek 'n vrou gesien wat op 'n helder rooi dier sit. Die dier was oortrek met godslasterlike name en het 7 koppe en 10 horings gehad. Die vrou was uitgedos in pers en helderrooi klere en opgetooi met goudedelstene en parels. In haar hand het sy 'n goue beker vol losbandigheid gehad, die onreinheid van haar onsedelikheid. Op haar voorkop was haar naam geskrywe en dit het verborge betekenis. Die naam was Groot Babylon, die moeder van die sedeloses en van die losbandigheid op die aarde. Ek het gesien dat die vrou dronk is van die bloed van die gelowiges, van die bloed van die mense wat vir Jesus getuig het. Tot sover lees ons uit die Heilige Woord. Salig is elkeen wat hoor en glo en daarvolgens lewe. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, hoe groot genade is dit dat U ons eerste aangeraak het. Alles wat ons het in die lewe kom van U af. Alles wat ons ken en verstaan en alles wat vir ons kosbaar is deur U genade. Ons kan altyd net antwoord, Heer. Soms antwoord ons in gehoorsaamheid, soms antwoord ons in opstandigheid. Maar die beginsel bly staan, Heer, dit kom alles van U af. En daarom vlug ons weer na U toe terug. Al is dit met gebroke harte en met swak mense woorde. Ons weet waar ons hoop lê. Ons verstaan deur die geloof wat U van ons vra. En dan kry ons dit nie reg om dit uit te voer, Heer. Kyk ons op na U vanuit die stof van ons aardse lewe.
Ons is bewus dat slegs by U hoop en troos is. Ons is bewus dat slegs U waarhede die moeite werd is. Daarom pleit ons dat U woord weer sal oopgaan. Ons vra dat ons kan ken. Ons bid dat ons deur U kennis sal groei in die geloof. Wil U ons tog aanraak om van hier af te vertrek as mense wat ons Heer ontmoet het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sing Gesang 475. Dit is ou Gesang 336. Die eerste en tweede strofes. 475 in die liedboek, 336 in die ou boek. Allerhoogste Hemelvader, lofgesange prys U naam. In ons kerke en ons huise loof ons, dank ons U te saam. Liewe broers en susters in ons Here Jesus Christus, vandag is die Drie-eenheid Sondag. En daar's 'n rede waarom ons spesifiek Drie-eenheid Sondag hou. Ons moet mooi onthou van die tyd van voor die kerkhervorming. In daardie jare, heel aan die begin, was die eredienste in Latyn gehou. So die gewone lidmaat wat kerk toe gekom het, het letterlik niks verstaan van wat plaasgevind het. En as daar iets verstaanbaar plaasgevind het, dan het die lidmate storieetjies gehoor oor die heiliges. Sint Bernard en Sint Nicolaas en Sint hierdie een en Sint die volgende een. En dan moes die lidmate hoor dat daardie ou is so spesiaal, hy kon homself in die hemel inpresteer met sy goeie dade. Dis omtrent waarop het neergekom het. So nou sit die gewone lidmaat in die bank, en hy hoor net, hy self is te sleg om te leef, en hy moet maar betaal, in hoop dat hy daardeur gered kan word. Tot ons ou protestantse kerkvaders, ou Vader Luther, ou Vader Calvin en ou Vader Zwingli het gesê, maar dit kan nie so werk. Die gewone ou wat Sondag kerk toe kom, moet genoeg, ten minste genoeg verstaan, dat hulle kan besef wat die waarheid is en hoe die goede werk. En daarom het hulle gesê, 1 Sondag in die jaar spandeer ons spesifiek aan die drie-eenheid van God. Ons het nou met die hele kerklike jaar, dit begin ons nou met die Adventstyd, dan is dit die tyd waar ons kyk na wat Jesus geleer het, dan is dit die Paastyd, en dan die Sondag na Pinkster, is drie-eenheid Sondag. So ons gaan nou vandag so met 'n draai by die drie-eenheid van God uitkom. Die volgende ding wat u moet verstaan en onthou, is die hele kwessie van hubris. Want dit is die ding wat jou Satan gebruik teen homself. Hubris, ironies genoeg, dis 'n woordjie wat uit die Griekse heidendom uitkom.
In daardie tyd het hulle gesê, as die mens nie meer die gode respekteer, dit is hubris. En die gevolg daarvan is die verval van die mens. En alhoewel dit nou 'n woordjie is wat uit die Griekse heidendom uitkom, is dit iets wat ons eintlik baie goed in ons alledaagse lewe kan erken, want die beginsel geld by ons, net soos wat dit in die heidendom gegeld. Die mense hart, wat so maklik arrogant is, wat so maklik opstandig is, en wat so maklik homself verhef, dit is die ding wat gebruik word om die geloof in die wêreld te kelder. Die kerk is die een organisasie in die wêreld wat by verre die meeste houe vat en wat by verre die meeste versplinter en verskeur is. En die manier waarop dit gebeur is juist deur die hubris van die mens teen homself gebruik word. Ek dink dat ons so harde kwas kan wees en dat ons vir onsself so belangrik wil wees. Dit is wat gebruik word. So ons gaan nou vandag kyk na wat het by die toring van Babel gebeur. Hoe werk daardie beginsel? Hoe is dit oorgedra na die geloofswêreld toe? En dan kyk ons na die drie-eenheid van God. Die Here God het alles gemaak en hy het dit mooi gemaak. En hy het die mens as die kroon van die skepping neergesit. Die mooiste en die hoogste in die skepping is die mens gewees. En dan antwoord die mens op God se skepping met die sondeval. Daai patroon moet ons raak sien. Daardie stuk hubris wat van die begin af daar was. Dan gaan die Here God, hy haal die mens uit die tuin van Eden uit, dat hy homself nou nie in 'n groter probleem stort nie. Hy sit die mens in die wêreld neer en hy sê, nou moet jy werk vir 'n lewe. En dit is nie baie lank nie. In plaas daarvan dat die mense net eenvoudig hulle werk doen en aangaan. Toe die mense so verword dat die sonvloed nodig word. Dat die Here God sê, maar dit kan nou nie verder nie, ons moet skoonmaak, ons moet voorbegin. Na die sonvloed, wat gebeur? Net so rukkie, en bou hulle die toring van Babel. Sien jy die patroon van God se genade en die mens wat die ding verdraai of laat stukkend gaan of iets op daardie lyn? Ons het al gelees van die toring van Babel. Noag en sy 8 mense, hulle was 8 mense. Hulle moes waarskynlik daar rondom Ararat begin leef het, en dit is waar hulle eerste kinders gebore is, dis waar hulle kleinkinders gebore is, dis bergwêreld. Baie moeilike, baie harde bergwêreld. Dan is dit nou logies dat die mense ergens op die pad en sê, maar kom ons skuif na 'n plek toe waar ons beter kan leef. Daar is niks fout daarmee as 'n mens dit wil doen nie. Dit is eintlik pragtig dat die mens homself opbou en wil verbeter. Dat hulle in tente getrek totdat hulle by die vlakte gekom het daar in Sinar. Nou begin hulle huise bou. Hulle begin 'n stad bou. Hulle vat in plaas daarvan wat hulle met die klippe werk, wat moeilik werk, begin hulle stene brand. En hulle bou die stad en hulle bou die toring. Op sigself is dit nie verkeerd dat hulle wil verbeter nie, want nou bou hulle vir hulle 'n nuwe lewe. Hulle maak 'n nuwe manier van leef. Die hartplek is daar waar hulle sê, ons maak vir onsself 'n naam. Dis waar dit skeef loop. Want in plaas daarvan dat hulle oor oopmaak en luister wat die Here aan die begin gesê het, bewoon en bewerk die aarde, wees my beeld, gaan hulle nou in hulle blaas in eie beeld. Ons wil belangrik wees, ons wil oulik wees, ons wil die hoogtepunt wees. En dan moet ons die spot raak sien. Daar is so enkele plekkies in die Bybel
waar die Bybel met die mensdom spot. Jy kan baie van jy mooi gaan kyk daar, wat ons nou gelees het. Toe die mense nou hierdie toring mooi op pad het, en hulle is beïndruk met hulle self, en hulle dink hulle kry dit ook mooi reg, dan sê die Here, kom ons gaan af om te kyk. Hierdie enorme ding wat die mense reg kry. En dan spot God met hulle, hy sê, ja, van nou af sal die mense alles kan doen wat hulle dink. En al hierdie pragtige prestasie wat die mense reg gekry het, al die mooi wat hulle daar opsit, dan doen die Here net een dingetjie. Dis nie 'n aardbewing waarmee hy alles vernietig, of is 'n groot oorlog wat alles ter gronde bring nie. Hy doen een eenvoudige ou dingetjie. Hy verander net in 'n taal. En die gevolg is dat hulle outomaties die hele wêreld vol moet trek, hulle moet weg, want hulle kon nie meer met mekaar regkom. Daardie hubris van die mensdom, daardie ding, dat die mens in sy wese so maklik, so gou, so vinnig weer in opstand kom teen God. Hy besef dit nie eers waarmee besig is nie. Dis hoe deel dit van sy natuurlike geaardheid is. Dit het in die geloofswêreld 'n simbool geword. En dit is hoekom ons dit in Openbaring optel. Dit gaan nie net oor die stad Babel nie, dit gaan oor wat daar gebeur het, wat die motief is, wat die mens se karakter daar gewys het van homself. En as ons dan nou in Openbaring lees, dan gebruik Openbaring daardie beeld van wat by daai stad gebeur het. Die mense wat so vreeslik teen God in opstand gekom het. En hy vat dit nog 'n bietjie verder, want nou is daar in die wêreld die ding wat aan die gang is. Dat daar in die godsdienstige wêreld ook hubris insluit. Dit is eintlik nog erger as die vorige een. Die godsdienstige bewegings wat veronderstel is, of die geloof wat veronderstel is om daar te wees, word verdraai, dit word vernietig, dan sê hulle daar aan die einde van die versie wat ons gelees het in Openbaring. Die vrou was dronk van die bloed van die gelowiges. Dit wil sê die godsdienstige wêreld wat so reg lyk en wat so veronderstel is om so mooi te doen, sy eintlike doel is om dit wat ons naaste aan die hart lê, keel af te sny, om dit te vernietig, om dit weg te vee in die wêreld uit. Dit is wat besig is om te gebeur. En dit is waarom daar soveel verskillende kerke is. Dis hoekom daar altyd so maklik weer ontevredenheid of iets uit plek uit is binne die geloofsgemeenskap. Hoe werk dit? Hoe gebeur dit dat gelowiges so maklik van spoor gebring word? Daar's baie verskillende maniere. Die een ding is halwe waarhede of fyn leuns. In die antieke wêreld, die eerste gelowiges het dit nog reg verstaan. Toe vra die mense, maar as ons nou hier op die aarde is, en iemand van ons is in die hemel, kan ons vir daardie een vra om namens ons met Jesus te gaan praat. Want daardie een is nou klaar heilig, daai een is nou klaar gered, en alles by hom is in plek. Hy sê ons baie beter namens my kan praat, as wat ek dit self van die aarde af kan doen. Net daar, klops. Daar is het verby. Nou begin die mense om die oorlede heiliges te aanbid. Nou sit ons by die syns. Of, wat die Bybel antwoord het baie maklik.
maklik. Die Bybel sê vir ons in Romeine, die Heilige Gees pleit self vir ons, so ons hoef nie deur iemand anders te bid. Of ons hoor die argument, maar is daarom liefdeloos, as 'n kerkraad kwaai is met 'n lidmaat, dis daarom wreed, as die kerkraad so en so besluit en 'n ding nie wil toelaat nie, of iets voorwaarde stel. Hoe kan julle dit doen? Ons is tog almal God se kinders. Die argument wat wegkruip, julle is wreed, julle is lelik. Net daar val al die dissipline, alles nie. 'n groot deel van die dissipline in die gemeente val weg. Mense begin nou skaam kry. Ons kan daarom nou nie kwaai wees. Die Bybel sê baie eenvoudig, sorg dat die ou se lewens reg is, doen dit. En die Bybel sê, doen dit met liefde. Help mekaar reg. Of, jou Satan gebruik vrees. As jy nou te sterwe kom, vandag hier, hoe seker is jy dat jy gered sal word? Die oomblik as ons dit hoor, dan skrik ons. Sê nou maar kom te sterwe. Die ou woordjies is altyd, is jou saak reg met die Here? En omdat ons harte so maklik vatbaar is vir vrees, dan begin ons twyfel, het ek alles gedoen wat ek moes gedoen het? Die waarheid is, dat ons niks vir ons redding kan doen nie. Jy kan nie jou saak met God regmaak nie, want die Here Jesus het jou saak namens jou met God reggemaak. Jy kan net sê, dankie Here, ja Here, ek glo Here, en daar stop dit. Maar met daardie eenvoudige vraagie van vrees, dan word die mense bang gemaak, dan raak die mense onseker, dan word hulle weer van pad af, van koers afgebring. Mense kan nog baie sulke voorbeelde aanhaal, van waar iets veroorsaak, 'n vraagie of 'n gedagte veroorsaak, dat die hubris in die mens kans kry om sy kop uit te steek, en dan hardloop hy weg. Dit is die volgende vraag wat die gewone lidmaat op straat vra. Maar wat moet ons dan glo? Vat die geloofsbelijdenis. Hoor hom elke Sondag. Die geloofsbelijdenis sê, ek glo in God die Vader, met 'n beskrywing. Ek glo in die Heilige Gees, in God die Seun. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan. Daar word vir ons mooi verduidelik wat die inhoud van ons geloof is. As die Bybel sê ons glo in iets, dan is dit 'n beweging. Dis iets wat in die Afrikaanse vertalings nie mooi uitkom nie. In die Grieks en in die Latyn is dit duidelik, as hulle sê hulle glo in iets, dan beteken dit jy staan hier en jy is op pad na daardie ding toe, jy glo in hom, daarna hom toe. Ek glo in God die Vader, in God die Seun, in die Heilige Gees. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees is voor my geloof is daar gefokus. Dis wat dit beteken. Wie en wat is ons hemelse Vader? Hy is die Almagtige, hy is die een wat alles gemaak het, hy is die een wat alles in stand hou. Dit is eenvoudig genoeg, dat enige een van hierdie kindertjies dit kan verstaan. As iemand dus nou kom sê, of sê dit anders, niemand kan sê, dat daar iets anders in ons lewe kan plaasvind, buite die wil van God om die, want ons Vader is die Almagtige, so maklik soos dit. Net nie dat die mens daardie een stukkie van die geloofsbelijdenis reg verstaan. God is almagtig, hy behoed en bewaar. Dit beteken, ons is veilig, ons hoef ons nie aan 'n klomp snaakse argumente te steur nie. Ons val met kinderlike geloof terug na daardie basis. Ons glo in Jesus Christus. Sy name beteken die gesalfde verlosser. As Christus ons verlosser is, dan het ons niks en niemand anders nodig. Dan is dit nie nodig dat ons die hubris kans gee om ergens op 'n ander manier ietsie
in te druk wat langs Jesus of saam met Jesus moet staan nie. Sy kruis en sy opstanding is vir ons genoeg. Klaar, einde van die argument. Ek glo in die Heilige Gees. Wat doen die Heilige Gees vir ons? Die Heilige Gees gee geloof. As ons daardie dingetjie verstaan, dan beteken dit baie eenvoudig, ons kan nie ons hart vir die Here gee nie, want ons hart het nooit aan ons behoort nie. Ons hart het van die begin af aan God behoort. Ons kom dit maar net ergens langs die pad agter, nadat hy vir ons geloof gegee het, of wanneer ons tot besef kom. Dit is so maklik as wat dit is, omdat die Heilige Gees eerste geloof gee. Die tweede groot funksie van die Heilige Gees is om te troos. Dit vind veral plaas wanneer ons bid. As ons nood het, ons gaan op ons knieë en ons voer 'n oordentlike gesprek met God. Nie 'n afgerammelde rympie nie. Ons maak die tyd en die stilte om werklik te praat met ons hemelse Heer. En jy staan daarop, dan is dit in die meeste gevalle so dat daar iets gebeur het, of dat daar iets begin gebeur het. Ek glo in die Heilige Gees. God die Vader wat alles gemaak het, God die Seun wat ons red en ons voorspraak is, God die Heilige Gees wat ons geloof gee, wat ons troos. Daar is in 3 kort sinnetjies van die geloofsbelijdenis alles saamgevat wat 'n mens denkbaar moet glo, wat ons basies moet verstaan. En daarna kan 'n mens nou al die ander dinge bysit. Broers en susters, ons moet nie verbaas wees dat die kerk van die Here Jesus so stikkend en so verskeurd is. Hoekom gebeur? Want die geloof, die geloofswaarhede is die kosbaarste ding wat daar is. Want is die enigste iets wat ons vasmaak aan die een ware God. Die res is tydmors. So ons moet weet, en dis die goeie nuus, dit is wat so mooi is. Dit wat u en my elke Sondag hier terugbring kerk toe, is die heel kosbaarste ding wat daar is. Daarom hou ons daaraan vas, en ons rig ons lewens daaraan in. Mag die Here ons een en elk die wysheid en die insig gee, mag hy ons die vastigheid en die oortuiging gee, mag ons lewe tot sy eer. Amen. Kom ons bid saam. Ons troue hemelse Vader, ons is weer en weer verleë vir u genade en u grootte. Ons is verleë wanneer ons besef hoe skuldig ons staan, en terselfdertyd, Heer, moet ons met opregtheid verskriklik dankbaar wees oor die goeie nuus wat ons ken. Die nuus van verlossing deur die kruis en die opstanding van ons Here Jesus Christus. In ons daaglikse lewe moet ons elke keer die stryd stry teen ons eie siel, en ons het die pragtige belofte dat U ons ook daarin nooit alleen laat. Soos wat dit al duisende en miljoene kere gebeur het, Heer, dat die menslike karakter uitkruip in sy lelike gesig wys. Net so het die gelowiges elke keer weer die troos ontvang van vergifnis, van hulp, van bystand en ondersteuning. Soos wat die mensdom elke keer weer fout gemaak het, het hy elke keer genade betoon. En daarom kan ons met blymoedigheid leef. Daarom kan ons vasstaan in die vaste oortuiging van verlossing deur ons Here Jesus.
van 'n pad na die ewigheid wat oopgemaak is. Dat ons verstaan dat aardse sake presies net aardse sake is. Ons is net vir 'n kort tydjie hier om daarna in die ewigheid te mag wees. Ons kan nie anders nie, Heer. Ons kan net met ons hart en ons gedagte baie nederig voor U buig. Ons afhanklikheid bely. En weer na U toe terugkeer. Ons vra dat U ons nog elke keer weer sal vergewe. Ons pleit dit in Christus naam. Amen. Kom ons sing ten slotte Gesang 449, dit is Ou Gesang 1. Ons sing daar die tweede, die derde en die vierde strofe. Halleluja, ons loof U Heer, U daal in ons ellende neer in Jesus ons verlosser. 449 in die liedboek, Gesang 1 in die ou boekie, strofes 2, 3, 4. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.